Goed, dit is die voedselproduksie, jaar 4, kwartaal 2, leerpapiere, wat julle vir die Junie-eksamen moet leer. En dan kan ek so 'n bietjie fokus, die fokus instel hier. Goed, ek hoop julle kan mooi sien op julle skerms. Dit is die een pakkie, julle het 2 pakkies gekry vir julle leerpapiere. So loer maar dat jy die bekende prentjies sien vir jou leerpapiere. Wanneer jy leer, kan ek dit nie genoeg herhaal nie, dat jy regtig jou werkboek moet vat en moet gaan kyk na die vrae wat ons in die klas vir hersiening gedoen het. Dit is regtig baie belangrik dat jy daardie vrae weer oefen by die huis. Oefen veral dat jy seker is wanneer 'n vraag gevra word dat jy dit kan uitskryf op 'n stuk papier. Baie keer sit en staar leerders gereeld of verlang tye na die papier of na die leeropsomming en dan is dit nie vir hulle moontlik om die werk weer uit te skryf en so weer te gee nie. So vat 'n stuk papier by die huis en jy hoef nie eers netjies te skryf nie. Kyk of jy, soos wat die vraag gevra word, dit kan oorskryf op 'n stukkie papier. En dit is hoe jy seker maak dat jy die werk gememoriseer het en dat jy wel die vraag kan antwoord. So dit is nie voldoende om hierdie video oor en oor en oor te kyk nie. Jy sal moet gaan sit met jou vraag wat in jou werkboek is en jy moet oefen om dit uit te skryf. Goed, kom ons begin. Bladsy 1, oordragmoontlikheid en voedseloordraagbare siektes. So hier gaan kyk ons na allerlei siektes wat mense kan kry wanneer kos nie higiënies voorberei word nie. Goed, so oordragmoontlikhede in die voedselomgewing, infeksie, irritasie en vergiftiging in die spysverteringskanaal wat oorgedra kan word deur gekontamineerde voedselsoorte of drankies in te neem. Die meeste van hierdie siektes ontwikkel vinnig, maar duur ook net vir 'n klein rukkie. Wie is vatbaar vir hierdie tipe siektes? Enige persoon met 'n verswakte immuunstelsel, soos mense met HIV, babas, bejaardes en swanger vrouens. Goed, wat beteken die woord gekontamineer? As iets besmet is dit ongeskik vir menslike gebruik. So daai iets is voedsel, of dit kan iets wees wat jy kan drink, en dit kan weens blootstelling aan skadelike organismes wees. Dit kan ook wees dat die kos vergiftig is deur chemiese stowwe, of die omgewing het gemaak dat die kos nie meer geskik is om te eet of te drink nie. Goed, oorsake. So wat veroorsaak hierdie kontaminering van voedsel? Kontaminasie kan deur patogene siekte veroorsakende mikroorganismes soos bakterieë, virusse en parasiete gebeur. Kontaminasie kan ook deur chemiese stowwe plaasvind. Bladsy om. Ek gaan ook vir julle vra dat jy aan die onderkant van die bladsy, wanneer julle teken vir julle leerpapiere, dat jy sonder ook die bladsynommer. Goed, voedselsoorte wat voedseloordraagbare siektes kan veroorsaak. So watter kossoorte moet ons versigtig voor wees? Enige vorm van rou voedselsoorte. So dis hoekom ek daar 'n rou stukkie vleis vir jou gesit het. Vleis, hoender, baie maklik kan hoender jou vergiftig. Iets soos eiers, skilpvis en ongepasteuriseerde melk. Gelukkig is die melk wat ons in die winkels koop almal gepasteuriseerd. So alle rou voedsel is hier belangrik. Dan vrugtesappe.
ongepasteuriseerde vrugtesappe of soider, so patogene wat in die vrugte voorkom, waarmee dit gemaak word. Dan ook voedsel in kontak met dierlike afval. Dit kan vrugte of groente wees, veral as dieremis as kompos gebruik word. Baie belangrik. Of as dit met vuil water gewas is. Goed, so dis hoekom ons graag ons groente en vrugte met soutwater was by die huis voordat ons dit gebruik. En dan enige voedselitem wat deur die mens hanteer word. So dit kan byvoorbeeld wees mense wat in 'n restaurante met kos werk of wat enige voedselsoort groente, vrugte byvoorbeeld verpak. As hulle hande nie skoon was wanneer hulle dit verpak het nie, kan hulle daardie virusse en bakterieë oordra na jou toe. Goed, wat kan ons doen om hierdie vergiftiging te voorkom? Eerste ding het ek vir jou 'n prentjie daar van 'n yskas gesit. So plaas alle bederfbare voedsel rou of gekook dadelik in die yskas of in die vrieskas. Dit moenie langer as 2 ure in die kamertemperatuur gelos word nie. En koue voedsel moet teen 5 grade Celsius korreksie gestoor word. Goed, dan het ek vir jou 'n prentjie daar van 'n pot wat kook. Kook voedsel lank genoeg om alle skadelike bakterieë dood te maak. Warm voedsel moet teen 60 grade warm gehou word. Baie belangrik, as 'n mens by 'n funksie is en kos word in daardie beineries of warm skinkborde warm gehou, moet dit bokant 60 grade wees, want anders gaan daar bakterieë groei in die voedsel. Dan het ek vir jou hier 'n prentjie van seekos, wat rou is, rou vleis, rou hoender, rou seekos en hulle sappe moet weg van ander voedselsoorte bewerk word. Goed, so jy kan byvoorbeeld nie 'n pakkie vleis in jou yskas hê en is op die boonste rak en 'n drip op die groente wat in die onderste rak geberre is nie. Goed, dit gaan vir jou voedselvergiftiging gee. Dan 'n prentjie van vrugte met 'n kraan. Dit is sodat jy kan help onthou, vrugte en groente moet onder lopende water gewas word voordat dit geëet, gesny of gekook word. En selfs as jy byvoorbeeld sout in jou water gooi, gaan dit ook help. Goed, en dan weer die yskas, bedekhouers waarin voedsel in 'n yskas gestoor word. Goed, so hierdie prentjies is daar om dit vir jou makliker te maak om dit te onthou. Goed, as ons omblaai, kyk ons na bladsy 3. Skryf asseblief 3 onderaan. Kom ons kyk na die eerste dinge, dit is byvoorbeeld higiëne. Hoe kan mens aan jou higiëne werk sodat sulke siektes nie oorgedra word nie? Was jou hande vir minstens 20 sekondes onder warm seepwater voor en na die hantering van voedsel. Was hande nadat jy by die toilet was. Dalk 'n baba se doek geruil het. Maak alle apparate en oppervlaktes voor en na voedselvoorbereiding met seepwater skoon en hou die area skoon van vliee en kakkerlakke. Goed, kruideniers aankope, maak seker die winkel is skoon waar jy koop. Koop rouprodukte laaste en hou dit apart van ander voedselsoorte, sodat die sappe daarvan nie op ander voedsel drup nie. Blikkies, flessies wat ingeduik is of gekraak is, kan kontaminasie deur die opening laat plaasvind. Maak seker dat eiers nie vuil of gekraak is nie. Maak seker dat houers goed geseël is, of dat die seël nie beskadig is nie. Gevriesde goedere moet ontdooi wees, wat ontdooi was, en wat jy weer wil hervries, sal yskristalle vorm, so dit probeer ons vermy. Ons wil nooit iets of wat gevries is ontdooi, weer vries, ontdooi, weer vries. Dit gaan maak dat mense voedselvergiftiging kry. En dan maak seker, bevrore goedere is onder die vrieslyn van die vrieskas gepak. Hou bederfbare voedsel koud in die kar en plaas dit dadelik in 'n yskas of vrieskas as jy by die huis kom. Goed, dit was bladsy 3.
Ekskuus, dat ek nou net hierdie bladsy omblaai. Goed, wanneer ons kyk na verskillende soorte voedseloordraagbare siektes. Die eerste een is hepatitis. So dit is 'n ongelooflike, aansteeklike lewerinfeksie. Wat jy kry wanneer jy kos eet wat gekontamineer is. Dit is ook bekend as geelsig. Dit word uitgeskei in die feses. Oordrag, kontak met 'n geïnfekteerde persoon en inname van gekontamineerde water of voedsel. Inkubasietyd is 15 tot 50 dae. Dit beteken dat tot 50 dae nadat jy die kos geëet het, kan jy eers begin siek word. En tyd vanaf blootstelling tot jou eerste simptome intree. Goed, so daar het juffrou vir jou 'n prentjie van die lewer, sodat jy dit maklik kan assosieer. Goed, hoe gaan jy lyk as jy hepatitis A het? Dit weer 'n paar prentjies daar. Jou oë en jou vel gaan geel word. Dan gaan jy baie traag begin wees en moeg wees. Jy gaan jou aptyt verloor, so jy gaan voel jy wil nie eet nie. Jy gaan diarree hê, jy gaan maagpyn hê. Jou gewrigte gaan seer wees, jou knieë en jou skouers. Jy gaan 'n koors hê, kyk hoe trek die koors daar uit sy kop uit. Jy gaan opgooi en naar wees. Daar is die ouetjie wat naar is. En jou urine of jou stoelgange gaan donker gekleur wees. Maar veral die geel oogies en die geel vel gaan vir jou sê hepatitis A. Mens kry ook 'n inspuiting wat jou kan beskerm teen hepatitis A, maar voedselhigiëne bly die belangrikste. Goed, hoe kan ek keer en voorkom dat ek hepatitis A kry? Juffrou het weer eens vir jou klomp prentjies daar. Goeie sanitasie, daar het ek 'n vlieg wat daar sit. Wanneer vliee op kos begin sit, kan dit die kos kontamineer. Veilige skoon drinkwater, as jy nie seker is die water is skoon nie, is dit veiliger om dit te kook. Daarom die prentjie van die ketel. Dan het ek vir jou 'n prentjie van hande was. Weereens, persone moet gereeld hulle hande was, en jy weet, wanneer jy klaar by die toilet was, voordat jy begin kos maak, en so aan, gaan jy hande was. En dan watter voorsorgmaatreëls kan ons tref? Vermy ongepasteuriseerde melk byvoorbeeld en suiwelprodukte. Was jou groente en vrugte af. En maak seker waar jy jou vrugte en groente koop. Laat jy by betroubare mense koop waar dit skoon is in die winkels. Goed, dit was my bladsy 4 gewees. Kom ons skuif aan. Volgende siekte waarna ons kyk is tuberkulose. Goed, tuberkulose, daar is gewoonlik die longe aan, daarom het ek vir jou prentjies van longe daar gesit. So dit is 'n ernstige kroniese bakteriële infeksie wat die longe aantas. Bakterieë betrokke, hier het ek dit vir jou ingeskryf, Mycobacterium tuberculose, jy hoef nie dit te weet nie. Dit is aansteeklik en versprei deur speekseldruppeltjies in die lug wat ingeasem is. So mense hoes en daar's oral klein druppeltjies van hulle speeksel in die lug en jy kom nie eers agter jy asem dit in nie. Dit kan via die bloedstroom ook ander liggaamsdele aanval soos jou niere of jou brein. Onbehandelde toestand kan tot die dood lei. Diagnose deur middel van byvoorbeeld 'n veldtoets, 'n bloedtoets, veral ekstrale. Hierdie een is baie belangrik. Hulle sien dit gewoonlik op ekstrale as hulle na jou longe kyk, van jou borskas, en hulle kan byvoorbeeld jou speeksel toets. Hoe gou kan ek dit kry? Inkubasietyd so tussen 2 en 12 weke nadat ek met iemand in aanraking was wat verskriklik hoes en wat tuberkulose het. Dit beteken nie almal wat hoes het tuberkulose nie. Goed, mens moet daarvoor gaan kyk, jy moet gaan ekstrale neem wanneer jy byvoorbeeld nie binne 'n redelike tyd gesond word na 'n gewone verkoue nie. Goed, wat is die simptome? Ek het nou nog gepraat, so simptome beteken hoe lyk jy as jy tuberkulose het.
aanhoudende hoes, wat regtig baie lank aanhou. Jy drink medisyne, jy kry behandeling vir verkoue, maar dit word nie beter nie. 'n Hoë koors, borskaspyn, koue koors, baie moeg, daar is die batterye bietjie pap, né? Nagsweet, soos jy in die nag slaap en jy sweet baie, jy verloor verskriklik baie gewig en jy het geen rede, jy was nie op 'n dieet nie, of selfs wanneer jy bloed ophoes, daar is die rooi bloed. Goed. Ek sê weer, dit beteken nie almal het tuberkulose wat baie hoes nie. Goed. Hoe kan ek tuberkulose voorkom? Ek het weer vir jou 'n klomp prentjies hierso. Ventilasie. Daar het ek vir jou 'n vertrek met lekker baie oop vensters. So lekker baie vars lug. Goed, want dan kan die bakterieë nie versprei nie. Dan gaan jy wegbly van mense wat baie siek is. Soos byvoorbeeld wat ons gedoen het tydens COVID. Jy kan 'n inenting kry teen tuberkulose, of in kort noem ons dit TB. En dan, wanneer mense wat TB het, is dit baie belangrik dat wanneer hulle medisyne drink, moet hulle nie sommer ophou om die medisyne te drink, totdat die dokter sê hulle is genees nie. Goed, maar die heel belangrikste wat jy kan doen is ventilasie en basiese persoonlike higiëne. Goed, dit was bladsy 5 gewees. Hier is 'n belangrike een wat ons ook nogal baie sien. Net so skuif dat julle kan sien. Dis 'n E. coli infeksie. So dit is tipies baie keer in ons water. So dit is bakterieë wat in die spysverteringskanaal van gesonde diere en mense aangetree word. Sommige tipes E. coli kan ingewandinfeksie veroorsaak, terwyl ander tot die dood kan lei. En inkubasietyd daar is 7 dae. Goed, so dis baie keer hoor mense oor die nuus wat hulle 'n strand sluit by die see omdat hulle die water getoets het en daar is E. coli in die water. Goed, kom ons kyk, hoe kry mense E. coli? As feses van huis- en wilde diere met rou vrugte of groente in aanraking kom, so hulle het byvoorbeeld die vrugte of groente in vuil water gewas, wat uit 'n rivier uitkom, en wat E. coli in het. Eet en drink van gekontamineerde voedsel en water, onhygiëniese praktyke tydens voorbereiding van voedsel, inname van halfgaar beesvleis of ongepasteuriseerde melk. So dis hoekom ons kos gaar maak ook, né, sodat bakterieë kan doodgaan. En dan ook ongelukkig wanneer ons swem in gekontamineerde water. En deesdae in Suid-Afrika kan ons nie te versigtig wees nie. Meeste van ons riviere en damme is ongelukkig al besmet as gevolg van waterbesoedeling. Hoe kan ons keer dat ons E. coli kry? Juffrou het weer vir julle elke keer 'n klomp prentjies gegee. Goed, weer die een van die vis. So maak jou kos gaar. Hou jou voedsel apart. Laat die rou kos, byvoorbeeld die rou vleis, nie drup op jou groente wat jy gaan gaar maak nie. Weereens, hande was. Daar het ek weer jou prentjie vir jou van gaar maak. So die meeste van hierdie siektes, wanneer jy jou kos gaar maak, word die bakterieë gedood, of die patogeen. Was jou vrugte en groente baie goed. Mense wat diarree het, kyk al, hierdie vroukie het vreeslike maagpyn, moet asseblief nie kos voorberei vir ander mense nie, want dit kan regtig weer ander mense aansteek. En dan het ek weer vir jou die prentjie van die yskas daar gesit, want dit beteken, al ons oorskietkos moet in die yskas wees. Dit is dodelik, wanneer kos buite gelaat word, want dan versprei hierdie patogene organismes. Okay, so ek wil graag hê, julle moet hierdie prentjies onthou, want dit gaan jou help. Kook jou water, want ons weet nie of is die water gekontamineer nie. As jy nie weet waar die water vandaan kom nie. Goed, so gaan leer jou prentjies. Dit gaan jou regtig baie help om hierdie te onthou.
Goed. En as ons volgende bladsy toe gaan, daar het ek vir jou gastroenteritis. So dit is daar gewone ou diarree en maagkrampe en die maagvirus wat ons gereeld kry. Kyk daar op die vergrootglas het ek vir jou vreeslike organismes en bakterieë daar geplak. Wat mense se dikdarm aantas. En daar is jou maag. So as jy geëet het, dan gaan jou kos mos nou daar af en dan gaan dit daar in jou darmkanaal in. Goed, so wat is gastroenteritis? Dit is inflammasie van die binnewand van die maag, die dun darm en die dikdarm as gevolg van 'n infeksie. Kontaminering van voedsel. So dit beteken kos wat besmet is, halfgaar voedsel en voedsel te lank by kamertemperatuur gestoor. Of voedsel wat nie goed herverhit is nie. Kan vir jou baie siek maak. Hoe word dit oorgedra? Swak higiëne. So mense was nie gereeld hulle hande nie, hulle was nie hulle hande nadat hulle by die toilet was nie, of nadat hulle die asblik uitgegooi het nie. So swak higiëne. Eet en drink van gekontamineerde voedsel of water. Jy kan nie sommer deesdae enige plek water drink nie. Of jy het weer eens geswem in gekontamineerde water en jy word siek daarvan. Inkubasietyd, jy kan enige iets van 'n paar uur tot 'n paar dae kan jy begin siek word nadat jy met dit in aanraking gekom het. So onthou jou prentjies. Mevrou het weer vir jou prentjies, hoe lyk iemand wat gastroenteritis het? Julle weet hoe voel jy as jou maag begin werk en jy's naar. Jy's naar. Jy het maagpyn, kyk daar, hoe naar is hulle. Hulle kry vreeslik koud of vreeslik warm, hulle het koue koors of warm koors. Hulle het geen eetlus nie, hulle wil nie eers vir kos kyk nie. Hulle het hoofpyn, hulle is verskriklik moeg, lam en tam. Goed, dan kan jy weet jy het gastroenteritis. Baie keer sê mense jy het gastro, of jy het 'n maagvirus. Goed, hoe kan ons keer dat ons hierdie maagvirusse kry? Jong, en daarvoor moet ons deesdae baie versigtig wees. Ek het weer vir jou prentjies. Hande was, voordat jy met kos werk, nadat jy by die toilet was. Julle ken al die hande was drill. Vermy rou kosse. Ek kan selfs daai visprentjie weer hier gesit het. Hierdie kos as dit ontdooi in jou yskas en die bloederigheid drup op jou ander kos. Goed, water wat nie ordentlik skoon is nie. Ek kon weer die ketel ook hier gesit het, né? So maak seker die water wat jy drink is skoon. Deesdae moet jy baie pas op waar jy jou kos koop. As jy op straatmarkte koop, maak seker dit is baie skoon waar hulle met die kos werk. Goed, was jou groente en vrugte. Apparate waarmee ons kos maak, kan ook besmet wees. Soos byvoorbeeld, jy sny rou vleis op die houtplank en 'n rukkie daarna maak jy hom nie mooi skoon nie en jy wil nou weer slaai daarop maak en so kan jy die bakterieë oordra vir ander mense. Goed, en dis hoekom ons in ons besighede plastiek kapplanke gebruik. En dan mense wat reeds siek is, moenie voedsel voorberei nie. Vermy hulle asseblief. Goed, so dit is wat die siektes is wat ons kan kry deur gekontamineerde voedsel. En juffrou dit so maklik as moontlik probeer maak deur elke keer vir jou prentjies te gee wat jou vir dit vir jou makliker kan maak om dit te onthou. Goed, dan het jy 'n tweede pakkie gekry. Maar lyk so. Voeding en voedselverwante gesondheidstoestande. Hy is nog 'n lang een. Hy het 12 bladsye. Ek sal voorstel dat jy ook in jou lêertjie gaan kyk waar ek vir die slideshow gegee het van hierdie. En ek het elke slideshow se bladsy vir jou alleen afgerond. Dit is in jou lêertjie. Dit gaan dit vir jou makliker maak om hierdie te leer. Goed. Hoë bloedglukose vlakke is gewoonlik die suiker. Goed, so dis hoë bloedsuiker. Ons het almal suiker in ons liggaam en in ons dieet nodig.
Maar wanneer dit te hoog raak, so ons het te veel suiker, dan is dit 'n probleem. Goed, so ons het vragies gedoen oor hoe lyk iemand se bloedglikose vlakke wat te hoog is. Hoe lyk iemand se bloedglikose vlakke wat te laag is. En ons het 'n vragie in jou werkboek gedoen. Gaan kyk asseblief, dis 'n tabel. Ons diabetes bespreek, so gaan kyk asseblief na daardie vraag en sy antwoord. Goed. As ek vir jou vra, kom ons kyk nou gou na bladsy 2, oorsake van hoë bloedglikose, so wat veroorsaak dat ons suiker hoog is? Hyperglikemie, so dit beteken hoë bloedsuiker. Goed, dis hoog, jy kan vir jouself daar 'n pyltjie maak. Inname van voedsel met 'n hoë suikerinhoud. Nie hulle medikasie voldoende gebruik nie, te min oefening gedoen of te veel oefening gedoen en dan langdurige stresvlakke moet verduur. Voorkoming van hyperglikemie, vermy die inname van te veel hoë suikerprodukte. Okay, so ek gaan elke keer vir jou daar 'n paaltjie gee, laat my masjien nou net mooi fokus daar. Goed, typiese voedselsoorte om te vermy. Goed, wat jou suiker hoog sal maak. Goed, weer eens, wat gaan jou suiker hoog maak? Watter kosse moet ons eerder vermy? Goed, soos witbrood, koek, enige vorm van koekies, nie ek Marie beskuitjies, maar enige koekie, ryskoekies, al klink dit gesond, dit is nie, mieliepap, Weet-Bix, enige tipe ontbytgraan, enige energiedrankie, werklemoen, aardappels. Die lys is eintlik baie lank, maar hierdie paartjies is goed om te onthou. Hoe kan ek dit bestuur om seker te maak my suiker is meer gebalanseerd? Doen gereelde liggaamsoefeninge. Goed, so gaan stap gereeld, oefen gereeld, wees aktief. Neem eerder lae GI voedsel in, soos byvoorbeeld goeie kos om te eet. Enige vorm van bone. Volgraanvlokkies soos all bran flakes. Bruin en wit rys, botterskorsie, pampoene, wortels, kool, appels, bessies, mango's. So maar 'n gesonde tipe dieet. Jy kan ook vleis daarbey insluit. Goed, so onthou jou voedselpiramide. Ons het in die vorige jare daarvan geleer, né? Goed. Daar is die masjienkie waarmee 'n mens die bloedsuiker toets. Goed, so dit kan jou so 'n bietjie help. Dan kyk ons na koronare hartsiektes. Goed, koronair beteken hart. Ons sê. Oorsake wat die binnehand of die binnewand van die koronare arterie kan beskadig. Arterie is ons are. Goed. Julle ouens wat so wyp en rook. Jy dink dit doen niks aan jou nie. Ons kan nie sien wat doen dit aan jou nie, maar dit maak definitief verhoog dit jou kans soos koronare hartsiektes. Ek het die sigaret hier, maar ek weet julle wyp. Groot moeilikheid. As jou cholesterol hoog is, as jou bloeddruk hoog is, as jy nie vreeslik aktief is nie, is onaktief. Jy het vreeslik baie spanning, stres. Die eet hoog in versadigde vette, so jy eet verskriklik baie goed soos slap chips en takeaways. Jy het diabetes of jy is insulienweerstandig. Oormatige inname van alkohol, het 'n langtermyn effek op jou hartgesondheid. Jy is oorgewig en daar is baie keer genetiese oordraagbare redes. So sê nou asseblief vir juffrou, hoekom wil jy nou terwyl jy jonk is, jouself blootstel aan rook, aan te veel alkohol en deur onaktiwiteit?
Want later in jou lewe kan jy dalk hoë bloeddruk hê. En dan maak jy net jouself nog sieker. So terwyl jy nou nog jonk is, te weerhou van die vapes en die sigarette en nie te veel alkohol. Dit was nou my preekie vir die dag. Goed, kom ons kyk na voorkoming van die beskadiging van die binnewand van jou ore. So gaan kyk nou, op ons slideshow het ek vir julle 'n prentjie gehad waar die bloed so loop met die selletjies in die ore. Waar is jou ore? Ok, so die vape en die alkohol maak dat daai ore begin seer kry. Wat kan ons doen om dit te verbeter? Ons handhaaf 'n gesonde leefstyl. En ons kan medikasie gebruik en in ernstige gevalle kan jy operasie oorweeg. Wanneer jy regtig baie siek is en dit moet verbeter. Maar jy gaan ons nou terwyl jy jonk is hierdie goed vermy. Nou, goed, kom ons kyk na die volgende bladsy. Wat kan ons nou doen in ons dieet? Gesonde dieetveranderinge wat ons nou kan maak, sodat ons hartvaskiektes kan vermy. So hier's 'n paar dinge wat ons kan verander. Dalk eet ons te veel vette, versadigde vette en transvetsure. Ons kan dit vervang met mono-onversadigde vette en poly-onversadigde vette. So wat sal ons byvoorbeeld doen? Ons gaan daai Rama botter wat ons so dik op ons brood smeer. Nou, gaan ons verander en ons gaan eerder daai Flora koop. Onthou, ons het in die klas gepraat oor die teken. Daar's mos 'n mes en daar's 'n vark. Van die kosse wat beter is vir jou. Goed, kosse wat hoog is in cholesterol, ons gaan bietjie meer groente en vrugte eet, te veel rooi vleis, ons gaan bietjie vervang met vis en hoender. Voedsel met versteekte vette, soos byvoorbeeld boerkoek en muffins en allerlei sulke goed, gaan ons bietjie probeer om gesonder te maak, deur byvoorbeeld 'n muffin te maak met havermout in, of wat bietjie appel, of gerasperde appel, of rosientjies, of enige so ietsie in het. Ons gaan probeer om nie dieselfde soort kos van een voedselgroep elke dag te eet nie. Soos byvoorbeeld, elke dag eet jy omtrent 'n halwe brood se toebroodjies op. Jy gaan eerder sorg dat jy van al die voedselgroepe eet. Onthou ons voedselpiramide. En dan voedsel wat in olie gehaar gemaak word, gaan ons probeer vermy en ons kos eerder in 'n airfryer sit, of dit stoom, of dit eerder op die stoof gehaar maak. Goed, die olie is die probleem wat ons so siek maak. Goed. Hier het juffrou maar net vir jou prentjie ingesit, sodat jy die skyfies wat ons in die klas gedoen het, kan onthou, want hier het ons nou 'n liggaam met al sy are. En as jy nou hierdie are wat seer kry wanneer ons te veel rook en drink en ongesond leef. Goed, so wat gebeur met ons as ons so ongesond leef? Ons hart kan 'n hartaanval kry. Ons brein kan 'n beroerte kry. Dit is byvoorbeeld as daai aartjies begin verstop daar in jou brein. Wat kan gebeur in jou ledemate, jou arms en jou bene? Die are verstop, daar is nie meer genoeg bloedvloei nie, en dan begin 'n mens gangreen kry. So dit is hoekom ons deur ons goeie en gesonde dieet, selfs wanneer ons jonk is, so gesond as moontlik probeer lewe. Goed, so hierdie bladsy is maar net sodat jy die skyfies kan onthou oor wat met ons liggame gebeur. Goed, gaan ons kyk na cholesterol. Nou cholesterol, gaan jy hierdie skyfies onthou wat ons in die klas geleer het. Hier is jou are, hoe hy aan die binnekant lyk. As jou are aan die binnekant so vol gepak is van al die vette en cholesterol, dan kan die bloed nie daardeur loop nie. Dan jy hoë cholesterol. Dis daai
slegte cholesterol, okay? En dan wanneer jy lae cholesterol is, kyk hoe mooi is dit, daar kan baie bloed deur hierdie aar loop. Goed, so om dit te onthou, het juffrou vir julle die engeltjie en die duiweltjie gegee. Onthou, ons het in die klas gesê, die goeie, ons kry 2 soorte cholesterol, die goeie cholesterol is die engeltjie 1. So daarvan mag daar maar wees in jou bloed. Goed, dis wanneer ons gesonde vette eet, soos ons omega-3 vette. En dan, die duiweltjie 1, die LDL, so hy is die HDL en die LDL. Hy is die duiweltjie, so dit is die slap chips en kosse wat byvoorbeeld in diep olie gebraai is. Dis die ouetjie wat vir ons moeilikheid gee. Goed, so daar is gesonde vette en slegte vette, die engeltjie en die duiweltjie, die HDL en die LDL. Gesonde vette mag ons maar inkry. So dit is byvoorbeeld die sardientjies wat ons eet, en daar is gesonde vette en gesonde olie in. So dit mag ons maar inkry. Maar daai diepvet gebraaide goed wat ons so in die diep olie braai, die vetkoeke en die slap chips en die takeaways, dis hulle wat die duiweltjie is wat ons ore toepak. Goed, so jy hoef nie al hierdie ander goed so in detail te ken nie. Juffrou het dit net in die leerpapiere gesit, sodat jy die skyfies kan onthou wat ons in die klas behandel het. Goed. Die eetveranderinge, hoe kan jy gaan kyk, wat moet jy verander, sodat jou cholesterol nie so hoog is nie, sodat jou ore nie so toegepak is nie. Eet 'n verskeidenheid voedsel. Beperk jou versadigde vette, so dis die vette wat ons byvoorbeeld aan diere kry. Eet onversadigde vette, iets soos olywe, grondboontjie botter, is verskriklik goed vir jou. Dis hoekom die mamas dit altyd op die kinders se toebroodjies sit. Neute is goed vir jou. Vis wat byvoorbeeld olierig is, en dan ons avo's, baie goeie vette vir jou liggaam. Goed, vir my, diepvet gebraaide kosse, vervang volruim suiwelprodukte met laagvet suiwelprodukte. Eet veral volgraanprodukte, so 'n volgraanbroodjie in plaas van 'n wit broodjie. Eet groente en vrugte ryk aan vesel, so dis al jou blaargroente, jou spinasie en kool. Peelgroente, is laag in vet, so ook goed vir jou. Beperk hierdie sout en suiker, hoë suiker en hoë sout. En dan kookstoom en rooster jou kos in plaas van die diep braai. Ietsie waarna jy kan kyk wanneer jy kos koop, is hierdie teken. Goed, dis die Hartstigting van Suid-Afrika, so wanneer hierdie teken op die kos is wat jy koop, kan jy weet dat dit 'n gesonder keuse is van kosse. Goed, onthou om gereeld te oefen, en daar rook, die sigarette en die vapes gaan vir ons moeilikheid maak in die are, eendag as ons oud is, né? So ons vermy hom. Dit is nie net in die longe waar die moeilikheid is nie, dit is in ons are waar die probleem begin. Goed, dan gaan julle hoor van julle papas en mamas. Hulle sê hulle het hoë bloeddruk. Daar het ek vir jou so bloeddruk. Dis daai, dit lyk soos 'n armband wat hulle so om die arm sit, baie keer om die boarm, en dan neem hulle die bloeddruk. Goed. En hierdie is baie keer bekend as die stilmoordenaar, want mense besef nie altyd hulle is siek nie. So wat kan ons doen? Wat veroorsaak dit? Te veel sout, te veel alkohol, ongesonde eetgewoontes. Goed, hoe lyk ons lyfies? Daar's 'n probleem met die gewig. Dan kan dit hoë bloeddruk veroorsaak. Daar's baie keer 'n wanbalans in ons hormoonvlakke. Ouderdom
kan 'n probleem wees. Jou skildklier, jou niere kan 'n probleem wees. Of dit is genetiese faktore. Dit beteken daar is in jou familie hoë bloeddruk. En dan kan jy dit oorerf. So wat gaan ons doen in ons leefstyl, sodat ons gesonder kan wees? Ons gaan nie rook en vape nie. Ons gaan bietjie meer aktief wees. Ons gaan probeer om ons stresvlakke te verlaag. En dit verlaag tipies wanneer ons bietjie meer aktief is. Dan gaan jou stresvlakke minder wees. En dan wanneer jy heel wat ouer is, kan 'n dokter vir jou raad gee oor jou medikasie, wat dalk ook iets is 'n voorbehoedmiddel wat dalk jou bloeddruk hoog maak, wat jy kan verander. Goed. Weereens gaan kyk na jou werkkoorde met hierdie leerwerk. Goed, dit gaan vir jou 'n goeie aanduiding gee. Leefstylveranderinge vir hoë bloeddruk. Moenie rook nie, oefen meer. Bestuur jou stres. Beperk die inname van suiker, sout. OK? Beperk jou alkoholinname. Goed. So gaan kyk na hierdie prentjies wat juffrou vir jou ondergesit het. Dit gaan jou so 'n bietjie 'n idee gee. Lae-vet suiwelprodukte, eet meer volgraan, eet minder sout, eet meer voedsel wat ryk is aan kalium, kalsium, magnesium. Kyk na jou vetinname. Ek sal nie sommer vir jou so 'n lang vraag gee in die toets nie. Goed. Anemie. Anemie beteken jy het bloedarmoede. Goed. Nou kom ons kyk daar. Die persoon is verskriklik moeg. So veral yster. Yster is laag en dan begin jy anemies raak. So 'n persoon wat anemies is, as jou liggaam nie genoeg suurstofryke bloed ontvang nie, en mag jy baie slegter begin voel. So jy's moeg, jy's swak, jy het kort asem, jy's duiselig, jy het hoofpyne, jy's bleek en jy het swak eetlus. Goed, jou rooi bloedselle vervoer die suurstof na die res van jou liggaam toe, en indien die aantal rooi bloedselle afneem, sal die simptome van anemie ervaar word. Dit kan 'n tydelike of 'n langdurige toestand wees. Langdurig of erge anemie kan die hart, die brein en ander organe beskadig en selfs die dood van die individu beteken. Wat kan jy doen? Jy kan aanvullings gebruik. Gewoonlik 'n goeie multivitamiin. 'n Dokter kan vir jou mediese prosedure gee. Hulle gee byvoorbeeld vir jou 'n drip. Jy kan die eetaanpassings maak en gesonder eet. En gewoonlik moet 'n persoon dadelik die dokter gaan sien. Goed. So net vir interessantheid, ek sal dit nou nie vra in die eksamen nie, maar dit is hoe iemand se normale bloed lyk met baie rooi bloedselle. En iemand wat anemies is, byvoorbeeld nou baie minder rooi bloedselle. Dis die ouetjies wat suurstof dra in jou bloed. So ons het hom nodig. Goed. Hierdie bladsy is nie baie belangrik nie. Goed, so dit kan jy maar net deurlees. En dan is ons aan die einde van ons leerpapier vir die Junie-eksamen. Moet asseblief nie hierdie leerpapiere weggooi nie, want ons gaan dit weer in kwartaal 3 gebruik. Lekker leer, kom vra vir juffrou, WhatsApp my as jy enige probleme het.